Kan julle die prosesie sien? Waans, ek dink al die mense langs die pad het gekyk na hierdie prosesie. Die manne was geklee in 'n koninklike kleed. Daai donkie se bene het amper gebreek van die vrag wat hulle moes dra. Hulle is op pad na hulle pa toe. Hulle het versoen met hulle broer, hy het hulle vergewe. Kan jy die glimlagte op hulle gesigte sien? Maar soos die digter sê, daar's 'n druppel gal in die soetste wyn. Wat moes hulle vir hulle pa ook gaan vertel het? 'n eensame ou vader sit miskien daar op die stoep of waar ook al, bid vir sy kinders. Ag Here, bring tog vir Benjamin veilig terug. En wees met my ander kinders, bring hulle veilig terug. Hy hoor net 'n geraas. Hier kom 'n klomp goed wat hy nog nooit in sy lewe gesien het. Waans. Dis met wiele hier onderaan. Die ou baas is verstom. Pa! Skree Ruben, Josef leef! Almal een groot koor, Josef leef, hy is die regerder in Egipte. En weet julle wat? My pa kan dit nie glo nie, hy word flou. Daar lê die ou baas. Ons het 'n bietjie water op hom gegooi en self wel lekker ingegee. Nader en kom hy reg. Kinders, kom terug. Julle was te vinnig op my. Pa, Josef leef. Maar pa, ons het 'n belydenis om te doen. Ons is baie jammer daaroor. En toe vertel hulle vir hulle pa presies wat by Dothan gebeur het. En stadig maar seker het sy brein begin registreer, maar Josef leef. En wat hier gebeur het is eintlik die voorsienigheid van die Here. En Jakob, iets gebeur in sy binneste. Maar dat is nog nie heeltemal reg nie. Hulle sê vir hom, Jakob, pa Jakob, Josef het gesê ons moet Egipte toe kom. Hy het vir ons daag stuk grond wat glo die vrugbaarste is in die hele Egipte. En toe vat ek dink dit is so klein Benjamin. Sê papa kom kyk hier. Hierdie waans. Josef het dit gestuur en ons kan al ons goed oplaai. En pa hierdie ene met die mags. Op 10 km/h kan jy maar enige draai vat, hy slaat nie om nie. En pa kyk hierdie goed hier onder is Armstrong skokbrekers. Pa gaan lekker ry oor daai slegte pad. En weet julle, die gees van Jakob het lewendig geword. Toe hy meganismes sien wat hom uit sy hartseer en sy armoede kan vat tot by sy seun Josef. Hy sien die moontlikheid om daar te kom, want met hierdie ou mank het so hy nooit daar gekom het nie. Sy seun stuur vir hom iets wat dit moontlik maak om daar te kom. Uiteindelik het die seuns opgepak met hulle vrouens en kinders en kleinkinders. En in my geestesoog kan ek Jakob op die wa sien ry. En hy sing miskien 'n ou liedjie op berge en in dale, ja, oral is God. Pragtige liedere van dankbaarheid, hy gaan na sy kind toe. 22 jaar het hy gehuil oor hom. Nou moet hy skielik aanpassings in sy brein maak, hy gaan vir Josef sien. Nou maar jy weet, ek het in Alvarez, waar ek die hoofstad gewerk het van Hyksos, het ek die pragtigste waans gekry, met die mooiste bedekking, versierings. Ek dink dit was die grootste prosesie wat Egipte nog gesien het. Ek was op pad na my pa toe, in al my glorie. En my pa was op pad na my toe. En die nuwe klere wat ek vir hom gegee het. En al die broers. Uiteindelik het hierdie twee prosessies by mekaar uitgekom. Ek weet nie of julle kan waardeer wat deur my kop gegaan het en wat deur my pa se kop gegaan het nie. Ek spring af my koets
En my pa met sy ou jip en sy ou kierrietjie gly af van sy wa. En vir 22 jaar se hartseer sien ons weer mekaar. My papa. En hy gryp my vas. Josef, ek gedink jy's dood, maar jy leef. En toe huil ons in mekaar se arms en ons praat niks. My liewe vriend, daar's 'n ander Josef op pad. Nou ons gebroke mens. Jy wat met pyn worstel en ek wat met pyn worstel, met 'n klomp negatiewe hartseer, teleurstellings. En soos ek my pa aan my arms geneem het, gaan hierdie ander Josef vir jou en my vashou. Hy gaan vir ons meganismes stuur om uit ons armoede te kom na sy oorvloed toe. En Moses het gepraat van hierdie ander Josef wat gaan kom, die Messias. Binnekort gaan jy nooit meer huil nie. Binnekort gaan hy jou vashou en in daai omhelsing gaan al jou pyn verdwyn. En in daai omhelsing gaan 'n nuwe vreugde jou binneste vul. En nooit meer gaan daar misverstande wees nie. Nooit meer gaan daar vyande wees nie. Want die land Goshen wat hy vir ons voorberei, het nie sonde in hom nie. My gebed vir jou is dat jy daai arms van die hemelse Josef binnekort gaan voel en 'n nuwe mens word. Ek wil jou graag in die beter land sien. En ek gaan jou nog baie meer vertel van my geskiedenis as Josef in Egipte. Die Here seën jou, my vriend. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het. Ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.